Môre sê woensdagoggend kuiertyd. Ek en Marianne het die afgelope tydjie waarskynlik beide COVID gehad en ons het elkeen so vir 4 dae regtig geworstel met koors. So hierdie koorspennetjie was ietsie wat ons in hierdie tyd nou weer baie gebruik het en kan ek maar eerlik wees, vir my is 'n koorspen invasive, daar's nie 'n beter woord nie. Of het nou onderhou sy tong is, of het in jou kielibak is, dit kom daar op 'n persoonlike ruimte waar jy nie regtig iets of iemand wil toelaat nie. Maar, is 'n wonderlike instrument. En die geheim is dat 'n mens die koors moet keer voordat hy te hoog raak. Want as hy eers daar is, sukkel jy regtig om hom af te kry. Maar dis die groot waarde van 'n koorspen. Dat jy kan sien, hy het nou gedraai en hy's op pad na die verkeerde rigting toe. En dan kan jy vroegtydig ietsie doen om juis nie daar te kom nie. Iets daarvan is waar van my en jou as mens. Veral in die einde van die jaar. Ek dink ons almal ervaar dit in ons eie persoonlike lewe, maar oralste waar ons kom, dat die lont van almal kort word. Dit is vir my koslik om te sien nou in die einde van die jaar op die F1 reeks, persone wat normaalweg kalm en bedaard is en 'n wag voor hulle mond het. Hier aan die einde van die jaar sal jy agterkom in onderhoude, dan laat val hulle in 'n sekere sin daai skerm wat hulle gehad het en in 'n onbesonde oomblik sê hulle dinge wat hulle waarskynlik sou wou teruggehou het. En ook by die werk, ek dink ons kom dit agter, in ons eie gesinslewe, in ons eie persoonlike my lewe, dat 'n ou op daai punt kom, dat 'n ou besef, maar ek het nie gekeer dat die temperatuur te hoog raak nie. En dis die slegte ding van temperatuur wat te hoog raak. Om hom dan af te kry is moeilik. En terwyl hy te hoog is, rig hy skade aan. Nou die Prediker sê iets daaroor in Prediker 7 vers 9. Moenie gou kwaad word nie. Dit is 'n dwaas wat gou kwaad word. En dit sê alles van my en jou mens wees, ook daardie faset waar ons kwaad word. Dat ons in 'n sekere sin ons eie dwaasheid op 'n punt begin tentoonstel. Ek en jy het 'n ingeboude temperatuurmeter. En ons noem dit die Heilige Gees. Ek en jy weet, noem dit daai stemmetjie in jou, maar ek en jy weet wanneer ons temperatuur besig is om op te gaan en op te gaan. En ja, ek en jy weet wanneer hy nou die punt bereik wat hy te hoog word. En as 'n ou hierdie gedeelte vat in Prediker 7, besef 'n ou, los ek dit? Is ek 'n dwaas en gaan my eie dwaasheid na vore kom. En dan moet ek en jy doen wat ons onder normale omstandighede met 'n koorspen in die hand sou doen. Ons sal vroegtydig medikasie neem om die koors af te bring. En ek en jy weet in ons eie persoonlike lewe, wat is ons medikasie om ons koors, ons temperatuur af te bring. Sommige van ons kan tot 10 tel en dit gaan beter. Ander van ons moet uit die situasie tree. Moet sê, ek gesels nie nou verder nie. Ek gaan 'n draadjie stap. En dan kom ons tot bedaring en kry ons weer ons gedagtes in orde. Ons bring die temperatuur af en kan weer sinvol in die situasie intree en verder gesels indien nodig. En dis so nodig hier aan die einde van die jaar. Kom ek en jy begin regtig in biddende afhanklikheid staat maak op die temperatuurmeter in ons, die Gees van God. En ons smeek hom hier aan die einde van die jaar elke dag, Here, mag ek u fluistering hoor, daai stemmetjie in my wat sê, die temperatuur raak te hoog, tree terug, tree weg, bring dit af, voorkom 'n dwaase handeling, voorkom om jou eie dwaasheid
tentoon te stel. Here, ja, hier aan die einde van die jaar is ons na liggaam, siel en gees afgemat. Maar Here, dit maak ook dat ons soms onverantwoordelik optree. Dat ons buite ons natuur optree. Dat ons te vinnig praat, te gou kwaad word, dinge sê of doen wat ons oorspyt is. Maar Here, dankie dat U Gees wat in ons woon, ons hiermee kan help. Here, dat U vir ons deur die fluistering van U stem kan waarsku om te sê, my liewe kind, kom tot bedaring. Jy is nou besig om gevaarlike terrein te betree en op daai pad is net skade. Draai om, draai weg. Kom tot bedaring en tree dan terug ten behoud van ander en jouself. Here, lei ons op hierdie pad hier aan die einde van 2025. Amen. Ek moet sê, ek kyk anders na 'n koorspen. Ek sien in dit 'n heenwysing na die Heilige Gees wat ook in my woon, soos hy in jou woon. En ek het regtig 'n behoefte om in hierdie week te sê, Here, wees my koorspen. Waarsku my, maar gee my 'n sensitiewe gees om te hoor as U my waarsku. En gee vir my 'n bereidheid in my gees om te doen as U waarsku. Om daai tree terug te gee. Daai wag voor my mond te hê. Om weg te tree en regtig tot bedaring te kom voordat ek aangaan met 'n gesprek, of dit by die werk is, of dit in die huis is, of dit in 'n vriendekring is. Kom ons vertrou die Here daarmee. Kom ons wees eerlik met onsself, juis oor waar my en jou temperatuur lê hier aan die einde van die jaar. Ek groet jou. Jy 'n wonderlike week.